Ons is nou tans in die laaste week voordat ons na Jesus se kruisiging toe beweeg op Goeie Vrydag. En vandag is dit Dinsdag. En ons het baie inligting. Ons weet baie oor wat gebeur het in daardie laaste week voor Jesus se kruisiging. Maar die vraag is, wat het op daardie Dinsdag gebeur? Eintlik moet ons so 'n bietjie teruggaan en kyk na wat die Maandag gebeur het. Die Maandag het Jesus en sy disippels by 'n vyeboom verbygeloop en hierdie vyeboom het nie vrugte gedra nie. En Jesus het hierdie vyeboom vervloek. En toe het hy tyd spandeer in die tempel, hy die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duiwelverkopers het hy onderste bo gegooi. En toe hulle weer, en dit is toe nou die Dinsdag, by die vyeboom verbygaan, toe het daardie vyeboom verdroog. Hy is totaal en al vernietig, hy tot in sy wortels toe in verdroog. En die vraag is, wat het hierdie arme vyeboom met alles te doen? Hierdie vyeboom, so sê die disippels vir Jesus, is dan nie eers die tyd van die jaar vir hierdie vyeboom om vye te dra nie. Dis nie eers die regte tyd nie. So hoekom vervloek Jesus hierdie vyeboom? Markus vertel eintlik vir ons hier 'n meesterlike verhaal. Hy vertel vir ons 'n toebroodjie verhaal van Jesus wat die vyeboom vervloek, Jesus wat in die tempel is en Jesus wat by hierdie uitgedroogde en verdroogde hierdie dooie vyeboom uitkom. Die vyeboom is eintlik die twee broodjies, maar die vulsel is waaroor dit gaan, soos wat dit in die lewe ook dikwels oor die vulsel gaan en nie oor dit wat in die buitekant staan nie. Wat probeer Jesus met hierdie verhaal of wat probeer Markus met hierdie verhaal van die vyeboom vir ons te sê? Ek dink Markus probeer vir ons te sê dat dit nie gaan oor die vyeboom nie, maar dat dit gaan oor die tempel. Die tempel het nie sy geleentheid gebruik om vrugte te dra nie. Hierdie instansie wat 'n plek van liefde was, of veronderstel was om 'n plek van liefde te moet wees, was 'n plek waar geld die god was. Dit was 'n plek waar mense mekaar uitgebuit het. Dit was 'n plek waar liefdeloosheid geheers het. En uiteindelik dink ek probeer Markus vir ons met hierdie gelykenis te sê dat die tempel nie sy geleentheid gebruik het om vrugte te dra nie. So wat wil hierdie Dinsdag voor Jesus se kruisiging op Goeie Vrydag sê? Dinsdag probeer vir ons vertel van Dinsdag vrugte. Maar dit moenie net Dinsdag vrugte in ons lewe bly nie, dit moet elke liewe dag vrugte bly. Die Here het elkeen van ons se lewens aangeraak met sy liefde en met sy deernis. In hierdie laaste week voor sy kruisiging wys hy vir ons die weg van selfprys gee. En herinner hy ons dat wanneer ons deur hom aangeraak word, wanneer ons deur hom geroep word, dan kan ons ook nie anders as om ons lewens prys te gee nie. Kan ons nie anders as om ons kruise op te neem nie. Kan ons nie anders as om vrugte te dra nie. Mag ek en jy in hierdie week, maar in elke ander week, vrugte dra. En mag hierdie heilige week vir jou 'n geseënde week wees. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat U ons lewens aangeraak het met U liefde en U deernis. Vader, help ons en lei ons om vrugte te dra. En help ons om te onthou, dit gaan nie oor die vyeboom nie, dit gaan oor ons en ons wat geroep word om vrugte te dra. En help ons om die geleentheid daartoe te gebruik. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. In Mei maand vier ons Kinderbeskermingsweek. En ons kerk se maatskaplike dienste, hulle naam is Rata, het gevra vir 'n Hoop vir 'n Kind projek. En hulle samel dan nou geld in om kinders wat behoeftig is, kinders wat weggeneem is van hulle huise af, omdat hulle huise ondraaglik geword het, of nie veilige plekke is nie, of omdat hierdie kinders mishandel word. Rata samel geld in om juis hierdie kinders te kan help, met die oog op Kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind. Ons vra alreeds hulp in hierdie verband, as jy voel dat die Here dit op jou hart geplaas het, en jy wil graag ietsie gee, om 'n verskil te maak in 'n behoeftige kind se lewe, met die oog op Kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind, is jy baie welkom op die onderstaande skakel te klik en 'n donasie te maak. Hierdie gelde betaal ons dan nou in Mei maand oor aan Rata, sodat hulle die goeie werk kan doen wat hulle elke dag doen. En onder andere reël hulle berading vir kinders, sielkundige dienste, arbeidsterapeute en dies meer, sodat hulle hierdie kinders tot die beste van hulle vermoëns ook kan help. En jy kan ook help om hierdie werk moontlik te maak. So baie dankie dat ons jou hiervoor kan vra. Baie dankie dat jy tyd geneem het om te kuier saam met my vandag. Ek en jy kuier verseker gou weer.